So, het jy al ooit regtig gewonder hoe alles wat leef sy energie kry? Ek praat van die kleinste meertjie tot jouself. Die antwoord is nie iewers in die sterre of in 'n groot ontploffing nie. Nee, dit begin baie stiller met 'n klein wonderwerk wat elke sekonde in 'n enkele groen blaar gebeur. So kom Sam, kom ons duik 'n bietjie dieper in jou graad 6 leerplan en gaan krap so 'n paar van die lewe se geheime oop. Ja, dis 'n vraag wat mense al vir eeue lank fascineer. Waar begin daardie engine van die lewe? Die antwoord: dis nie in die donker dieptes van die see of op een of ander ysige bergpiek nie. Nee, dit begin baie nader aan die huis met 'n enkele sonstraal en 'n klein groen fabriek wat net wag om daardie lig in lewe te verander. En dis waar ons storie begin. Reg hier in die groen blare van 'n plant. Elkeen van daardie blare is soos 'n mikroskopiese kragstasie. Dis 'n stil, maar ongelooflik kragtige engine wat ons hele planeet aan die gang hou. Kom ons gaan kyk 'n bietjie van naderby presies hoe hierdie engine werk. Goed, die hele proses het 'n naam: fotosintese. Ja, ek weet, dit klink na 'n groot, ingewikkelde woord, maar dink daaraan soos 'n resep. Regtig, dit is so eenvoudig soos dit. Plante is basies die meesterchefs van ons planeet. Hulle vat 3 eenvoudige bestanddele: sonlig vir hitte, water wat hulle uit die grond opsuig en koolstofdioksied, jy weet, daai gas uit die lug, en dan kook hulle die belangrikste maaltyd op aarde: beurse-energie. Maar wag 'n bietjie, hoe vang 'n plant dan sonlig? Wat is die geheime bestanddeel in daai resep? Wel, dis chlorofil. Dink daaraan as miljoene klein groen sonpaneeltjies wat ingepak is in elke blaar. Dit is hierdie spesiale kleursel wat die son se energie kan absorbeer en die hele proses kan aanskakel. Dis letterlik die rede hoekom die natuur groen is. So, ons het nou sonlig en water. Die laaste bestanddeel is oral om ons, in die lug wat ons inasem. Dis koolstofdioksied, presies dieselfde onsigbare gas wat ons uitasem. En in hierdie wonderlike siklus asem plante dit in en gebruik dit as die finale bousteen vir hul energiemaaltyd. Nou, wanneer hierdie 3 bestanddele bymekaar kom in die blaar, gebeur daar iets wat soos towerkrag voel. Die plant produseer 2 dinge wat absoluut noodsaaklik is vir so te sê alle lewe op aarde. Die eerste een is eintlik 'n afvalproduk vir die plant, maar vir ons en vir amper elke dier op aarde is dit lewe self, suurstof. Ja, elke enkele asemteug wat jy nou dadelik neem, is 'n direkte geskenk van die groen wêreld om jou. Die tweede produk is die hoofrede hoekom die plant die hele proses begin het: glukose. Dis basies 'n eenvoudige suiker, die plant se eie perfekte energiebelaaide maaltyd. Hierdie glukose is die brandstof wat die plant dan gebruik om te groei, te blom en nuwe sade te maak. Goed, maar wat gebeur as 'n plant op 'n lekker sonnige dag meer glukose maak as wat hy dadelik nodig het? Wel, hy stoor dit. Net soos ons oorskiet kos in 'n kosblik pak vir môre, verpak die plant sy ekstra energie as stysel. Dis presies hoekom goed soos aardappels en mielies so vol energie is. Hulle is letterlik die plant se spens. So, die plant het nou sy energie gemaak en dit gestoor. Fantasties. Maar hoe beweeg daardie energie van, sê maar, die aardappel in die grond tot in jou liggaam? Hoe word dit die brandstof wat jou toelaat om te hardloop en te leer en te dink? Wel, die antwoord lê in dit wat ons eet. Die antwoord is natuurlik jou dieet. Alles wat jy elke dag eet en drink. Jy kan daaraan dink as 'n brug. Die energie wat oors in 'n plant gestoor is, word oorgedra na jou toe. Soms direk, soos wanneer jy 'n appel eet, en soms indirek, soos wanneer jy vleis eet van 'n dier wat gras gevreet het. Dis alles dieselfde sonenergie, net op 'n lang reis. Maar jy kan nie sommer net enige kos eet nie. Jou liggaam is 'n ongelooflik komplekse masjien. Dit het verskillende soorte kos nodig vir verskillende take. Party gee jou energie, ander is boumateriaal om jou spiere te herstel. Om balanseerd te eet beteken jy gee jou masjien presies die regte mengsel van alles wat dit nodig het om op sy beste te werk. 'n Baie goeie manier om dit te onthou is die voedselpiramide. Dis soos 'n visuele gids. Die breë basis wys vir ons waarvan ons die meeste moet eet. Dink aan al daai plantgebaseerde kosse wat propvol energie is. En soos jy opbeweeg, word die laag al hoe kleiner, wat wys ons moet minder van daardie kosse, soos vette en suikers inneem.
En weet jy wat is een van die grootste voordele van 'n goeie gebalanseerde dieet? Dit bou jou immuunstelsel. Dink daaraan as jou liggaam se eie persoonlike weermag. Die regte kos gee jou soldate, dis nou jou wit bloedselle, die krag en die toerusting wat hulle nodig het om indringers soos virusse en slegte bakterieë te beveg. Goed, ons het nou van die blaar tot in ons eie liggaam gereis. Maar nou is dit tyd om heeltemal uit te zoom en na die groot prentjie te kyk. Want geen lewende ding bestaan op sy eie nie. Alles, van 'n onsigbare bakterie tot 'n magtige olifant, is deel van 'n reuse, ingewikkelde web van lewe. Hierdie netwerk van verbindings noem ons 'n ekosisteem. Dink sommer aan 'n woud of rivier of selfs 'n klein rotspoeltjie by die see. Elkeen van hulle is 'n unieke wêreld waar plante, diere, die water en die sonlig in 'n perfekte, delikate balans saamwerk. En binne hierdie stelsels is daar 'n sleutelverskil tussen om afhanklik en interafhanklik te wees. Kyk, ons as mense, ons is afhanklik van plante vir suurstof. Dis 'n eenrigtingstraat, ons het hulle nodig. Maar bye en blomme, hulle is interafhanklik. Die by het die blom se nektar nodig en die blom het die bye nodig vir bestuiving. Hulle is vennote, hulle oorlewing hang van mekaar af. So hoe volg ons daardie oorspronklike energie van die son? Die antwoord is 'n voedselweb. Dis basies 'n kaart wat die vloei van energie vir ons wys, 'n soort wie-eet-wie-diagram. Dit begin altyd by die plant en wys dan hoe daardie energie oorgedra word na die sprinkaan wat die plant eet, dan na die voël wat die sprinkaan eet en so aan in 'n komplekse deurmekaar web van lewe. Maar wie is die ongesiene helde van hierdie hele web? Wel, dis die mikroorganismes. Hierdie klein wesentjies, bakterieë en swamme, is die herwinners van die natuur. Hulle breek dooie plante en diere af en sit al die goeie voedingsstowwe terug in die grond, sodat die hele siklus weer van voor af kan begin. Om hierdie ongelooflik ingewikkelde webbe te kan verstaan, moet wetenskappers dit wat hulle sien baie noukeurig opteken. Hulle kan nie net sommer 'n vinnige krabbel maak nie. Een van die belangrikste vaardighede wat 'n wetenskapper kan hê, is die wetenskaplike skets. Dis 'n spesiale manier van teken wat duidelikheid en akkuraatheid bo alles stel. En ja, daarvoor is daar reëls. Kyk gou na hierdie voorbeeld van 'n plant. Sien jy hoe netjies dit is? Dis nie sommer net 'n kunswerk nie, dis 'n stukkie wetenskaplike data. Elke lyn en elke byskrif is daar vir 'n rede en dit volg 'n stel universele reëls wat alle wetenskaplikes reg oor die wêreld verstaan. En die reëls is eintlik heel eenvoudig, maar hulle is superbelangrik. Kom ons gaan gou deur dit. Nommer 1. Jy begin met 'n duidelike opskrif en jy onderstreep dit. Maklik. Nommer 2, jou tekening. Doen dit netjies met 'n lekker skerp grys potlood. Dan nommer 3, en hierdie een is belangrik. Jou byskriflyne, hulle moet almal reguit wees, soos treinspore, en hulle mag nooit, erg nooit oor mekaar kruis nie. En laastens, al jou byskrifte, skryf hulle netjies en duidelik in drukskrif. Hoekom al hierdie reëls? Want wetenskap is 'n globale taal. Deur hierdie reëls te volg, maak jy seker dat enige wetenskaplike, of hulle nou in Suid-Afrika, Japan of Brasilië is, jou waarneming presies kan verstaan, nes jy dit bedoel het. Dit gaan alles oor tydelikheid en akkuraatheid. En so keer ons terug na daardie delikate web van lewe. Ons het gesien hoe alles, maar alles met mekaar verbind is. So, ons gaan jou met hierdie vraag los. Wat sou gebeur as daardie onsigbare herwinners, die mikroorganismes, skielik net sou verdwyn? Wat sou die impak op die hele voedselweb wees? Die antwoord wys vir ons dat in die natuur is die kleinste, mees ongesiene speler dikwels die een wat die hele spel aan die gang hou.